Ons is so bly as hier, ek is so dankbaar vir elke van julle, welcome to everybody, all our guests, al ons gaste, ek besef ons het 'n partykeer 'n klomp mense wat vir ons kuier ook en ja, ons het so 3-4 Engelsmanne al hier, lyk my ons is besig om te groei, kry Engelsmanne, so that's why we have Daryl, so Daryl is our English pastor, so he'll sort us out, so Daryl's great to have you. Ek net gou vinnig, terwyl die kleuters uitgaan, my regterkant, jou linkerkant, so al die kleuters, dat is reg vir jou daar agter, die kinderkerk sal in die gang, so al die kleuters, jy kan deurgaan, dat is reg vir jou daar. Voor ons gaan inspring, wil ek net gou vinnig vir jou 'n storie vertel, ons weet ons gesiene gesalte Wilbur verjaar môre, so vat hom uit vir koffie, of gee hom R50.000, enige van die eerste 2 wat vir jou die maklikste is om te doen, doen het vir hom. Maar ek wil regtig vir julle sê, ons het incredible personeel hier by ons, ja. Liefde, ek wil nie van jouself sê, en ek sal dit oor jou sê. Ons het regtig incredible personeel. Hierdie week, hierdie maand is verskriklik besig. Ons het die naweek ook 2 begrafnisse gehad. Ons het vir Henny en vir ons Daniel totsiens gesê, en die personeel het baie lang ure gewerk om die kerk reg te hê en ons al die plekke te doen. So ons het regtig, ons is dankbaar vir ons personeel. So kom ons gee net vir hulle 'n hande klap. Ons is baie lief vir hulle. Dankbaar dat hulle die gawe is wat die Here vir ons gegee het. En ek hoop jy's reg, ons is nou vandag by deel 4 van inwording en saam met my agter het 'n skildery al gevorder so oor 3 weke wat ons geverf is. En ek en Marley het vanoggend toe ons nou inspeksie doen van die skildery, toe sê ek, hoeveel tyd het jy nodig? Want ek preek nou al vir 3 weke, vandag is my laaste week en ek wil graag saam met jou klaarmaak, maar dis die hele idee van hierdie preek, van inwording, dat wanneer ek klaar is, moet sy klaar wees. Want jy stel eintlik die werk van Jesus voor. So, dis nou geen druk nie, maar die Here met ons besig is, so, Marley, your time starts now. Okay. Nou in week 1 het ons het begin met hierdie hele realiteit van inwording in Hebreërs 10 vers 14, en ek wil dit net weer vir ons lees, ons tema vers vir die laaste 4 weke, want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Voor die skerm soos ek nou aangaan, hulle gaan gou agter help, want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Engels sê, through this one sacrifice, he has perfected for all times. Hierdie mooi belofte van wat die Here vir ons maak, nee? En ek wil jy moet dit gaan lees, en net bietjie in jou gees gaan berg, maar dit is werklik ons fokus van hierdie realiteit, en ek wil net vir ons uitpak, dat hy ons volmaak maak, by die tyd wat hy ons aanneem as sy kinders. En die week sê iemand vir my iets, en ek sê nou luks, en ek voel as predikant, met 'n teologiese agtergrond, wil ek net so 'n bietjie korrigeer, sê ek my, het jy al Jesus aangeneem? Dis 'n baie mooi vraag, maar kom ek gaan dit net gou tegnies korrek maak vir jou. Jy neem nie Jesus aan nie. Hy neem jou aan. Dis die grootheid van sy genade. Dat ek is ontwerp, ek het nie 'n huis nie, ek is 'n skirminkel. Maar hy neem my aan as sy eie. Hy gee my 'n plek aan sy tafel en hy sê deur hierdie een offer. Want voordat was al baie offers van 'n week een. En kan jy onthou sê ek dan val jy by die trap af en dan vloek jy en dan moet jy weer by die trappe op gaan en maar weer offer bring. En dan hierdie oor offers, maar deur een offer het hy vir altyd, vir alle tye volmaak die wat nie die, so ek praat van mense, hy en jou, volmaak gemaak die wat geheilig word. En toe was dit net ek en Marika wat kon aanvaar dat ons volmaak is, want die res van ons het nog nie daai verstaan nie. Maar wanneer God na ons kyk, dan sien hy ons reeds as volmaak, maar ons weet, ons is nog nie volmaak. So in week 2 het ons gepraat oor daai Willy, kan jy onthou? En Paulus wat in Romeine kom sê, oor homself, hy sê, die goed wat ek moet doen, dit doen ek nie. En die goed wat ek nie moet doen nie, dit doen ek. En dan sê hy, wie sal my red van die realiteit? Hy vra nie wat sal my red nie. So nie programme en planne en my schemes nie. Paulus weet, dat die enigste wat hom kan losmaak van sy eie wil, wat hom in die moeilikheid kry, is Jesus Christus. Dit bly sy realiteit. Hierdie proses van geheilig word. En laasweek, toe ons gepraat het oor hierdie proses, hierdie mooi belofte, wat ingeskryf of uitgevee, hierdie mooi belofte in Johannes 6, vers 37, waar Jesus hierdie incredible belofte maak. Wat hy sê, almal wat na my toe kom, as jy na my toe kom, hulle sal ek nooit uitwerk nie. Kan jy daai stuk onthou? En as Jesus sê nooit, dan bedoel hy nooit.
So wanneer ek in my vlees beleef, Here, ek sukkel is op 'n swaar plek, dan is die toets van die gelowige, waantoe hardloop ek? Waantoe gaan ek? En Jesus nou as jy na my toe kom sê, ek sal jou nooit uitwerk. Nie dalk nie, nooit. En dit bly die belofte vir my en jou as gelowige. Waantoe gaan ons? Want ons in hierdie proses van om geheilig te word en op hierdie werk van Jesus Christus in my, soos wat hy werk in my, partykeer mis ek dit. En as ek jou herinner het, daar's twee tipe sondes, nee, daar's die sonde van oortreding en daar's die sonde van vergeting. Jy onthou? So die een sonde van oortreding is ek doen iets wat ek nie moes gedoen het nie. Dan is daar die sonde van vergeting. Ek moes iets gedoen het, doen ek dit nie. So ons kan baie keer sê, maar ek het niks verkeerd gedoen nie. Jy sê reg. My kinders sê dit baie. Niks verkeerd gedoen het. Jy het vergeet om iets te doen wat jy moes doen. Sonde van vergeting. So ons oortree. Maar dan sê Jesus, die wat aan my toe kom, ek sê jy nooit uitwerk nie. Hier sê Here, help my en dan gaan hy ons help. Maar vandag wil ons dit klaarmaak in hierdie proses van deur hierdie een offer wat hy vir altyd volmaak gemaak is. Die van ons wat geskryf is in sy name geskryf is in die boek van die lewe. Hy's besig met ons. Hierdie heiliges, hierdie proses waarmee hy besig is. En ek wil dit weer uitpak. Wie is die heiliges? Dis die regverdiges. Wie is die regverdiges? Die wat hulle geloof in Jesus Christus kom stel het. Dis ek en jy. So hy's met ons besig. So vandag wil ek met jou praat oor hierdie idee van een dag. Een dag is vandag. Want jy sien baie van ons hou van uitstel, nee. Dit weet julle is nie. En daar's 'n baie lekker ding wat ons nou sê in Afrikaans, van uitstel kom afstel. Ai, sien julle weet dit. Van uitstel kom afstel. En ons sê baie keer in ons lewens, ek sal dit eendag doen. Ek sal eendag op daai dieet gaan. Ek sal eendag begin oefen. Ek sal eendag begin leer. Ek vir die eksamenkinders nou, nee. Ek sal dit eendag doen. Maar kom baie keer agter, eendag is eintlik maar vandag. Ek wil 'n storie vertel. Daar was 'n jong meisie in ons skool. En as ek nou vir jou sê, sy was wild, dan was sy willer as die wildtuin. Sy was wild. Sy was rarig wild. En jy kan nou self in jou kop inkleer, wat se tipe wild ek van praat? Ja, dis al daar. Sy was baie wild. En toe sy het staan het 9 was, graad 11, toe sy en haar maats, hulle 'n bietjie gaan rondry, en hulle het hulle kar ongeluk gekom, 'n verskriklike kar. So, dit is nou in die 90's, daar was op kar op tegnologie, ek weet vir daai mense wat na dit gebore is, daar was lewe voor 2000's. Is hierdie meisiekind deur al wat 'n pyp en 'n masjien is aan die gang gehou, aan die lewe gehou. Brein, hart, longe, pype, penne, sy het 'n verskriklike kar. En ons het gedink dat hierdie oomblik in haar lewe, haar tot haar sinne sal ruk. Want jy sien, baie keer as ons vir alles nog jonk is, dan sê jy vir jouself, nee, eendag. Ek sal eendag reg leef voor die hart van die Vader. Ek het mos baie tyd. Kom ek gaan dit gou 'n sydstap gaan op daai stelling. Veral met almal van julle hier wat jonk is. Ek as pastoor begrawe nie net ou mense. Ek begrawe mense. Ek het al baie tieners en baie kinders begrawe. Dit is my verskriklik moeilik. En ek lê met weet, ek begrawe nie net ou mense nie. Ek begrawe mense. En as my wandel saam met die Here gaan wees eendag, ek gaan dit eendag doen, ek vir jou sê, van uitstel, kom afstel. Want wanneer ek besef die werk van Jesus Christus, en die impak wat dit op my lewe het, dan sê hy, het die een offer volmaak gemaak, die wat geheilig word. Die proses waarmee hy in my besig is 'n konstante werk elke dag, en dit wag nie vir eendag nie, dis vir vandag. Dis vir vandag, op hierdie heilige Sondag, hierdie mooi dag in November, onder die Afrika son, is dit vir vandag. En toe daai meisiekind uit die hospitaal uitkom met al haar merke, en sy het verskriklik geloop. Sny in haar gesig. Toe vat sy. En weet jy wat was 'n verskriklike realiteit? Ek het gedink, ons het gedink, die samelewing het gedink, hierdie gaan haar 'n bietjie brieke gee. Hierdie rukking in haar lewe gaan haar tot haar sinne bring, en dan gaan sy hoor, die Here het my nou 'n kans gegee. Die Here self het my nou 'n kans gegee tot lewe. En ek hoop, ek weet nie, kontak met haar verloor, ek moet haar my kontak nie, ek hoop sy doen vandag hier.
Want toe ons baie van mekaar klaas en ons almal in die skool het is, was dit nie al realiteit nie. Want die gesprek was prima, gaan hierdie nou iets skuif in jou en later is, nee, ek sal eendag regmaak met die Here. Ek sal eendag die pad stap. Ek sal eendag. Ek wil vandag vir jou sê, dis vandag. Want nie een van ons hier, môre gewaarborg. Een van ons. Ons het gister pastoor Dani Nel begrawe. 'n maand gelede was ek en my vrou en die kinders by sy verjaarsdag. Hy het ons genooi. En hy was op sy stuk gehoor. Ek het hom daar nie geken en daai man kon gesels. Kyk, hy het gepraat en stories vertel. En ons sit daar, ek sê, kom, ek het vir jou 3 vrae. Net 3. In die volgende 2 ure. Dalk in my tyd, maar ek het vir jou 3 vrae. Vertel my iets oor die Here. Vertel my iets oor die tannie. Want die tannie is so jare wat oorlede. Vertel my iets van die seuns. Kyk, hy het vir ons besig gehou vir 2 ure. Hy het begin sit, hy het gesit. Daaraan staan hy. Hy staan en gesels. Binne 'n maand is hy weg. Binne 'n maand. En elke keer as ek by hom gaan kyk, dan sien ek hoe gaan hy agteruit. Die laaste keer toe ons al was, 'n week of wat terug, is hy nie meer wakker. Eendag is vandag. Hy het vir altyd volmaak die wat geheilig word. En die uitnodiging om saam met hom te wandel. En ek gaan 'n paar skrifte vir ons net uitpak. Jy sien, ons wag nie vir daai eendag nie, want ek laasweek mee klaar gemaak het. As jy jouself kan sien, hoe God jou sien, sal jy jouself nie herken nie. En daai uitnodiging op daai manier te wandel, begin vandag. Here, U sien iets oor my. U sien iets van my. Ek sien dit nog nie van myself nie. Party van ons se selfbeeld moet ook nog gesond word, né? Ek sien dit nie van myself nie. Ek het 'n klomp goeders wat ek saam met my dra, klomp stukke pyn, klomp stukke geskiedenis. Here, U sien iets oor my. U sien die volmaakte en afgehandelde werk van Jesus Christus in my. Ek sien dit nie, maar U sien dit oor my. Maar ek gaan vandag met dit begin. Dis vandag my realiteit. Want ons is nie môre gewaarborg nie. Die Hebreërs skrywer in Hebreërs 10 vanaf vers 22, ek wil dit vir ons lees. Wanneer hy kyk na die toekoms van hoe dit vir ons gaan lyk. Hy praat oor van die eendag, né? Hy praat oor van die eendag. Hoe dit gaan lyk, hoe dit gaan wees eendag. Maar julle het gekom by die berg van Sion, die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en 10.000 engele. So hy praat van die woning van waar God is. By die feestelike vergadering en die gemeente van die eerstgeborenes wat in die hemel opgeskryf is. En by God, die regter van almal. En by die geeste van die volmaakte regverdiges. Ek wat sê daar. So die skrywer van Hebreërs, hy sê, dis waar jy eendag is. Hy gee so 'n bietjie 'n prentjie. Hy sê ons is by God, julle is by God en by die geeste van die volmaakte regverdiges. En by Jesus, die middelaar van die Nuwe Testament, en die bloed van die besprenkeling, wat van beter dinge spreek as Abel, ou wêreld en die nuwe wêreld. So die Hebreërs skrywer kom, ek gee net vir jou 'n blik, hy sê, daar waar ons by God is, hierdie duisende mense wat saam met ons is hierdie volmaakte regverdiges. Nou wat sê Hebreërs 10:14, hy het van altyd volmaak, die wat geheilig word. So dis hierdie mense wat dieselfde skrywer daarna verwys. Hy sê, dis hoe dit gaan lyk. Jy gaan in die hemel wees by God, saam met hom, saam met die volmaakte regverdiges. Ek en jy, die van ons wat ons geloof in hom gesit het. Maar dink jy, dis nou Hebreërs klaarmaak, Hebreërs 12 klaarmaak. Maar Hebreërs 12 begin, en hy het dit nou vir ons gelees, Hebreërs 12 begin met die eendag kom. Hy begin met die vandag kom. Jy sien die einde maak klas, maar dis hoe dit eendag gaan wees, gaan by God wees, die volmaakte regverdiges en Jesus, die wat die testament vir ons gaan by hom wees, volmaak in ons verhouding met God, heeltemal perfek en reg, dankie Here vir dit. Maar dan begin hierdie Hebreërs 12, begin met die vandag kom. Wat gebeur vandag? Ek wat sê, daarom dan, nou jy het dit vir ons gelees aan die begin, daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, dit praat nou van ons voorgangers, hoor, wat by God is. Hulle het hulle resies gehardloop, hulle was deel van dit.
Laat ons elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Nou my seun is nogals vinnig. Hy het sy spoed by sy ma gekry. Ek het 400 meter gedoen. Ja, ek is atleet. Ja. Ek het so iets vir vertel op aan iemand. Hy het sy ma se spoed gekry. Hy's vinnig. Hy's redelik vinnig. Nou ek dink as ek en my seun moet 'n resies hardloop, sal ek verloor. Val oor 100 meter. Ek dink ons sal verloor. Ek dink dalk sal verloor. Ek dink ek gaan al definitief verloor. Maar as ek nou moet sê, okay, ek en Ruben moet nou 'n resies hardloop met mekaar, maar Darryl gaan op Ruben se rug wees. Dan raak my odds dramaties beter. Ek het dalk net verloor, maar ja, gaan 'n kans hê. Nou, ek is gebou vir bergklim. Ek is nie gebou vir. Maar jy sien die Hebreërs skrywer, dis die prentjie wat hy sê, hoe gaan jy jou wandel saam met Jesus doen vandag? Hoe gaan dit lyk? Hy gebruik nou hierdie idee, dit is 'n realiteit, hierdie laste en sonde wat ons so maklik omring. En wat sê hy met ons moet hy sê, gooi die goed af man. Gooi dit af. Kry daarmee klaar. Kry dit uit jou lewe uit. Maak hierdie goed klaar. Elke las en sonde. Het jy gebeur as goed met jou vasse wat nie noodwendig sonde is nie, maar 'n las. Dit 'n ding wat pla. Dit krap net. Eer nie noodwendig God nie. Daar's 'n klomp dinge in ons lewens wat nie noodwendig God eer. Dit gaan nie in die hemel uithou nie, maar dit eer nie God nie. Gooi die goed af man. Maar die Hebreërs skrywer sê, hy sê, eendag is vandag. Hy sê eendag gaan ons by God wees, volmaak regverdig. Dankie Here, want dit is iets wat hy doen. Want wat sê Hebreërs 10:4? Hy doen dit. Ons kan nie, ons doen nie ons eie vermoë nie. Dis die grootheid van sy genade. Maar dan hierdie prentjie wat sê, hy sê okay, alright, vandag as jy nou hardloop. Ek sien nou die prentjie. Die vir julle wat as die Olimpiese spele opkom, dis eintlik verskriklik lekker. Ek weet nie, 412 verskillende sportsoorte. Ek het nou verskriklik. Ek wag net tot die atletiek aan. Ek wil nie atletiek sien. Atletiek is die beste. Nou die van julle wat ek kan onthou in te reis en in te skool. Ek weet party van julle was baie jare terug. Nelson Mandela het nog sokker gespeel op Robben Island. Dis baie jare terug. Ek besef dit. Jy moet nou baie ver terug. Hierdie realiteit. Maar kan jy onthou as jy of in die skare was of op die veld? Vir die van julle wat nou regtig, jy was nou 'n langafstand atleet. Dan hardloop jy en dan sit jy met 3000 of 5000 of 10000. Dis verskriklik. Ek weet geen persoon wat dit wil doen. Maar anyway, dan doen jy dit. En weet jy wat gebeur? Daai laaste paar rondes. Dis dit nie meer lekker nie. Hoe klaarmaak, want my bene is moeg. Weet jy wat doen jy begin die skare dan doen? Kan jy onthou? Dan begin hulle sing. Hou bene hou. Hou bene hou. Kan jy dit onthou? En dan ja, ek kry sommer nie meer wind hier agter my man. Hulle is nie op die veld saam met my nie, maar hulle sê hou bene hou. Hou bene hou. En dan ja, daai laaste 100 meter, dan ek sien mense hoe hierso, hulle sien aan die poort. Hulle weet nie meer waar hulle is nie, maar die bene gaan. Hulle gaan. Dis hulle vinnigste ronde ooit. Maar iemand skreef hulle, hou bene hou. Nou dis wat die Hebreërs skryf. Hy sê hier's 'n skare om jou wat voor jou hierdie proses is. Hulle weet hoe dit vir hom op die baan te wees. Hulle is daar en hulle cheer op vir jou. Mooi, nee? Die God wat saam met jou is, dis op 'n skare wat vir ons cheer. Hy sê maar, laat ons dan. Dis nou ons vandag moment. Hy sê laat ons elke las af lê. Die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop hardloop wat voor ons lê. Dis makliker om jou wedloop te hardloop met minder laste. Jy het geweet? Dis makliker om jou wedloop te hardloop met minder sonde. En dis nie 'n reuse opinie nie. Dis wat die Hebreërs skrywer hierso sê. En hy moedig jou aan. Hy sê sit die goed net neer man. Want dit gaan affekteer hoe jy hardloop. Wat sê nou ons vat nou dan? Sê nou kyk, alright, nou moet ek met my seun hardloop. Sê ek nou sit nie 100 meter nie. Nou sit dit 3000. En Darryl is op jou rug. Nou wil ek vir jou sê, dan is my odds redelik hoog. Ek dink ek kan stap van daar. Want hy het iets op sy rug wat ek nie op my rug het nie.
Die afstand is dieselfde, ons albei moet leef. Die kondisies is dieselfde, daar gaan tye wees wat die wind van voor is. Maar ek het gekies om sonder laste en sonder dinge in my lewe op hierdie wedloop te doen. So dis nie die eendag moment nie, dis die vandag moment. Want jy sien wanneer hy klaar maak, hy sê, wanneer ons hierdie rondes gehardloop het, en ons het gehardloop, dan gaan ons by God wees. Saam met hierdie regverdige, hierdie volmaakte regverdiges wat God gedoen het. Maar jou moment is, jy's nou op die baan. Hoe lyk jou baan vandag? Waarmee is jy besig? Wat se las is daar wat jy moet neersit? Wie van julle wat nou gesinne het en begin bou aan 'n lewe saam met jou gesin? Die grootste ding wat mense vreugde steel, is wanneer jou salaris inkom, die 25ste, en die 26ste kry jy SMS, ping, huis, ping, kaart, ping, meer, ping, weet wat is dit? Okay. R37 oor, yes! Wat? Daar's goed wat bates is, daar goed wat laste is. En as jy vir enigiemand vra in hulle finansiële kondisie, wat's die grootste ding wat jy wil hê op aarde met jou finansiële kondisie? Dan sal almal vir jou sê, ek wil lasvry wees. Ek wil skuldvry wees. Want as jy skuldvry is, dan is jy bietjie meer beweegliker. Wil jy gaan uit? Ja, ons kan gaan uit. Wil jy oor see gaan? Ag, hoekom nie? Ek gebruik nie lekker slaap nie. Ek gaan ons oor see. Jy sien, daar's iets wanneer jy van laste ontslae raak. En die van julle, as jy nou, ek hoop daar's baie van julle, as jy jou laaste paaiement op jou huis maak, ek het nog geen beleef, ek het my laaste die ding gekoop. So, 'n lang stretch. Maar as jy die laaste paaiement maak, dan sê skuldvry. Nou as dit jou belewenis kan wees op aarde, hier, in 'n finansiële stelsel, dan kan jy begin verstaan wat hierdie skrywer vir ons kom sê. In 'n wedloop wat gaan oor jou ewigheid. My magies man, gooi goed af. Die goed wat jou verstrengel en jou vashou, kan jy klaar daarmee. Kyk wat ek laasweek in die woord en die week voor het gesê, die plek waar jy die hulp kry vir dit, is en altyd net by Jesus. Hy sê, as jy na my toe kom, hy sê, ek sê jou nooit uit. Die Here help my. Here help my. Ek sukkel, ek kry nie, gee my 'n plan, gee my wysheid, as dit kom by 'n las, as by 'n sonde kom, sê, Here, maak my vry hiervan. Breek die ketting, breek sy hou vas, maak my los. Want ek wil nie net leef, dat eendag gaan dit so wees nie, ek wil vandag daai realiteit. Jy sien die realiteit is, as dit is hoe God my sien, ek wil so leef. As God my sien soos sy seun, wat hy doen, dan wil ek so leef. Wil jy so leef? Want jy sien, die hele prentjie, van hy sê, ek het jou volmaak gemaak, die wat myne is, wat ek besig is om te heilig. Dis hoe ek jou sien, jy is nog nie daar nie. Maar my realiteit is, Here, ek wil elke dag, vandag, ek wil so leef, vandag. En ek wil nie terug gaan na laas week nie, maar waar Jesus kom sê, wat kom sê Jesus oor homself? Hy sê, ek doen niks uit myself, weet jy, dis die voorbeeld. Ek wil net doen wat my Vader eer. Ek wil net doen wat my Vader verheerlik. Ek wil net doen wat hy doen, ek wil net sê wat hy sê, ek wil net maak soos hy, ek myself uit wil ek dit nie doen. Dis die voorbeeld. Kyk wat sê hy dan, vers 2. Hy sê die oog gefestig op Jesus. Die standvastige plek in my lewe is waar jy my oog gerig word. Kan jy die voorbeeld van laasweek onthou, die van julle wat hier was, die lineêre voorstelling, ek is op pad na God en ek kyk vir hom. Ek is nog nie waar ek moet wees nie, maar ek kyk net vir hom. Ander wat omdraai en wegstap in 'n ander rigting. Ek lyk dalk goed, maar ek is op pad weg van hom. Die oog gefestig op Jesus. Dis almal wie ek kyk. Die leidsman en volëinder van die geloof. Nie net die een wat jou gaan kry aan die einde van jou wedloop, die volëinder van die geloof. In die Engels is dit hierdie idee, he who goes the distance with you. Hierdie belofte van ek gaan saam met jou wees, in elke proses, in die maklik en die moeilik, wanneer jou knie swak is. Ja, selfs die kere wat jy omval, is God daar. Maar God dank vir sy genade. Ek wil vir jou sê, en ek het dit laasweek gesê, en ek gaan dit weer onderstreep, God se genade vir sy kinders is baie groter as wat jy dink.
het jy sy wraak, sy woede uitgestort oor sy seun, dat dit my en jou deel nie hoef te wees nie. Dis die uitnodiging van kunskap, dat ek nie meer daar hoef te bly nie. Maar die Hebreërs skrywer sê, my beheer is, ek moet 'n klomp goedes afgooi. Hy sê, wat jy is in die wedloop. Hy sê nie hierdie mense hier is nie in die wedloop nie. Hy sê nie hierdie mense is nie op die baan nie. Hy sê ons hardloop. Hy sê, maar heerlikheid van julle sukkel. Ek sien jou. Jy het so groot bergklim rugsak agter op jou rug. 137 kilogram se stuk geskiedenis en skande daar agter. Jy hou vas aan dit. Jy kruip om my baie, maar gooi jy goed af, man. Here het jou vergewe, het jou vrygespreek. Dit is ons wat ons doen. Goed wat God ons landbouw van ons vergewe en hou ons teen onsself. Jy het al gedoen? Ek wonder, maar het jy my raar vergewe? Het jy my raar vrygespreek? Is dit raar so? Hy is leens van die duivel. Hy het met jou van, het jy raar gesê, is dit raar wat ek bedoel het? Dit sê die Bybel, hy sê as ek jou vergewe, hy sê verwyder ek het so ver, hy sê ooste van die weste, hy sê ek gooi het in die diepte van die see. En dan dink ons baie keer vergeetlik, snaak, dat hy sê ek vergeet het. Hy sê ek vergeet het, hy sê ek dink nie weer aan nie. God het nie korttermyn geheue verlies nie. Hy weet presies wanneer ek wat gedoen het, gesê het, waar was en alles wat God nie eer vir my. Hy weet dit alles van my. Hy sê, maar wanneer ek jou vergeef, vat ek het van jou al weg. So ver soos die ooste van die weste, ek sal dit gooi in die diepste van die see, en ek dink nie weer daaraan nie. Kom ek skok jou, wie dink daaraan? Ek. Maar ek het dit gedoen, in 1985. Dit was my eerste sondebewustheid. Ek het nie die kondensmelk gesteel in die spens. Moes my ma luister of kyk, dit was dit. Die eerste ding. Ons dink weer aan. En ek dink baie keer dan kom ons met hierdie goed weer by die Here en dan sê ek by Here, dan sê maar waarvan praat jy nou? Dis vergewe en bedek in die bloed van Jesus Christus. Vers is die ooste van die weste. Nou die van julle wat nou geo het op skool, dis nou vir ons wat nou na proper skole toe gaan, dit is aardrykskunde. Kyk, die van ons wat nog aan die regte skole was. Aardrykskunde. Het jy geweet, verstaan jy wat God sê as hy sê so ver soos die ooste van die weste is, so ver verwyder? Verstaan jy wat dit beteken? Kom ek verduidelik vir jou, dan kan jy dit net vra. So as jy hier nou vandag hier begin, met 'n botteltjie water en 'n kompas. En ek sê, okay, ek gaan nou oos loop. En dan gaan ek by water uitkom. Okay, nou vleg ek vir my deur 'n klomp bamboe en piesangblare vir my 'n kajak. Nou gaan ek oos. Uiteindelik gaan ek weer land ergens tref. Nou gaan ek nog steeds oos. Nou gaan ek ander mense kry wie se tale ek nie verstaan nie en hulle gaan weer kultuur hê, maar nou kry ek ver. Nou is ek daardeur. Hoopelik eet hulle my nie op nie, maar jy gaan. En dan kan ek, as die kajak los, nou kry ek nou 'n stomp, ek het 'n byl halfpad gekry, ek hol hom net, nou dink 'n kajak, hier gaan ek weer verder oos. Uiteindelik kom ek weer uit waar ek was, nie? Jy het geweet. Maar weet jy wat gebeur dan? Dan kom ek weer en sê ek, okay, nou gaan ek weer oos. Jy moet nou mooi verstaan wat ek nou sê. As ek oos begin, solank as wat my voete my kan dra, gaan ek aanhou oos beweeg. En ek gaan nooit by Wes uitkom nie, ek gaan oos beweeg, die hele tyd. Verstaan jy wat God sê, want hy sê, ek verwyder dit so ver, soos die ooste van die weste af is van mekaar. Kom nie weer by mekaar uit nie. Verstaan jy die gewig van, ek maak jou los, en ek maak jou nie net los vir een dag nie. Ek maak jou los vir vandag op. Want die reis van die gelowiges, die oog gevestig op Jesus. Die leidsman en die volleinder van die geloof. Want die vreugde wat vir hom voorgehou is, die kruis verdra, die skande verag het, en aan die regterhand, in die troon van God, gaan sit. Jy sien, dit is die uitnodiging. Hy sê ons het aangekom by hierdie eendag moment, op die einde van die Hebreërs 12. Hy sê, maar my vandag moment is, my oog gevestig op Jesus.
Dis die fokus van die gelowige. Dis die posisie van die gelowige. Dis waar my oë lê. En Heinrich het nou my kantoor gesit daar, voor die tyd na hulle musiek geoefen, hy kom bid en sit altyd daar by my, voor ons afkom. Dink ek deur my notas gelees. Maar hierdie realiteit van, hy is die iemand die volëinder is van ons geloof. My oog gefestig op Jesus. En jy sien, en hy het dit genoem vanoggend. Toe Petrus in die boot uit klim, toe kyk hy vir Jesus, en toe hy sy oog van hom afval, wat gebeur? Daar sink hy. Die uitnodiging bly, die oog gefestig op Jesus. Dis wat ek vandag doen. Partykeer wil jy, jy ontdek vir wil jy langs die pad, ek hou my oog net op hier. Hier kom ek, want hy sê, as jy kom, ek gaan nie uitwerk, ek gaan nie wegwys. Here, ek gooi my laste af, hier kom ek. En wat ek voel het raak bietjie moeilik, dan hoor ek die skare op my wat sê, Renier, hou, bene, hou. Kry bietjie wind van agter, sê ek sien my kans. Maar die oog gefestig op Jesus. 1 Johannes 3, vers 2 en 3, sê die volgende. Geliefdes, nou is ons kinders van God. En dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Maar ons weet dat as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees. Omdat ons hom sal sien soos hy is. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself, soos hy rein is. Hoe pak jy vir jou uit, dat sê Johannes? Dit is nou Johannes skryf. Hy sê, geliefdes, nou is ons kinders van God, elkeen van ons hier. Ons behoort aan hom, ons is syne. En dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Ons weet nie lekker hoe lyk 'n verheerlikte liggaam, dit wat Adam en Eva gehad het. Ons het so 'n bietjie idee. Teoloë sê dat hulle was kaal, as jy die einde van Hebreërs naak, as jy die einde van Genesis 2 gaan lees, hulle het nie geskaam nie, so teoloë meen dat hulle was so omring deur die gees van God, dat hulle liggame was amper aan die binnekant en toegevou deur die gees van die Here. Hulle was so groot in God se gees, dat hulle gees was groter as hulle vlees. En ook toe daar sonde kom, toe dit weg van af, en toe is net hulle naaktheid wat oorbly. So ons weet nie lekker hoe hierdie ding gaan lyk nie, en Johannes kom sê dit, hy sê, ons weet nie lekker nie, ons verstaan nie heeltemal. Hy sê, maar wat weet ons? Hy verskyn. Groen wat hy sê, gaan ons aan hom gelyk wees. Ons gaan soos hy wees. En ons sal hom sien soos hy is. En hy sê, elkeen wat hierdie hoop het, dat ek eendag, soos hy gaan wees, soos hy gaan lyk, soos hy gaan klink, soos hy gaan praat, soos hy gaan doen. Hy sê, elkeen wat hierdie hoop dra, wat doen hulle vandag? Reinig hulle self. En dit het ek 'n klomp maande terug gepreek. En die van julle wat nie was nie, dat ek dit gou weer aan jou aan dit herinner. En partykeer moet ons mekaar ons maar herinner ook aan 'n klomp goed, nee. Ek het 'n paar maande terug gepreek. Bly die Heilige Gees in vuil kruike. Seker. Want as hy net in skoon kruike gebly het ek hom nie nodig gehad. Maar dan was ek mos heilig. Maar my proses is die wat geheilig word. Want baie keer dink ons, maar ek is hierdie area, ek stoei met hom. Dis vir my Heilige Gees daar. Hy sê, maar as ek hierdie hoop het, dat ek eendag gaan wees soos hy, as ek gaan lyk soos hy, en gaan doen en praat soos hy, dan is hy uitnodig, hy sê, die wat daai hoop dra, ek het hierdie hoop in my, dat eendag, dan sê Johannes, maar daar's 'n vandag ook. Daar's 'n nou moment, wat ek sê, maar hier is my lewe, wat Hebreërs skrywer sê, hierdie las, hierdie goed wat aan my vashak, ek moet dit afgooi. Hy gebruik die woord van reinig, hy gebruik die idee van om te bad. Weet jy mooi wat sê die Bybel, hoe reinig ek myself? Is baie eenvoudig. Hy sê, jy was jouself deur die waterbad van die woord. Wat sê? Psalm 119, dit is vers 11. Vers 15, vers 11. Daarom, Psalm 119, daar is 700 verse, maar dit is aan die begin. Weet dit? Kom die skrywer en hy sê, hierdie het ek gedoen, ek het God se woord in my hart bewaar, sodat ek nie teen hom sondig nie.
Hy sê maar iets van die woord, hy sê maar ek was my die realiteit, ek dra hierdie hoop in my. Hy wat hierdie hoop het, reinig homself. Dis van wat hy doen, dis wat sy deel is. Jy sien, dit bly nie toets. Bly nie toets. Ons hou van hierdie die proef is in die boeding. 'n boom word geken aan sy vrug. Die wat geheilig word, die wat in die proses is, ek is geseën. Hy sê, ons is nou kinders van God, ek is 'n kind van God. Die toets is ek in 'n konstante proses van reiniging. Is ek in 'n konstante proses van was. En baie keer kan mens vir 'n lang tyd gaan sonder 'n bad. Nee. Die van julle wat as jy nou gaan jag sonder mamma. Okay. Was dit nou lekker? Sy is nou nie hier om te sê, liefie, jy ry soos koejaal. Opsa. Ons is 'n klomp manne met mekaar, ons verstaan. Ons sê. Maar jy weet, as jy huis toe gaan, voor jy vir mamma op haar bek soen. Jou eerste stop is die stoor. Want hoekom? Daar's hoop, ek kom huis toe. Die drie van julle weet waarvan ek nou praat, né? Julle was in die huweliksreeks, dankie. Maar jy gaan, jy gaan reinig jouself. Hy sê ek is kind van God. Ek weet nie die storie gaan uitspeel nie, ek weet nie lekker hoe dit eendag gaan wees nie. Hy sê, maar ek het hoop in my, dat ek die volheid van Christus ook in myself gaan dra. Hy sê, omdat ek hierdie hoop het, is ek konstant besig om te sê, reinig, vas, Heilige Gees, hier sê, haal uit wat moet uit, sny weg as dit moet weg. Ja, is mooi. Jesus word gedoop, deur sy neef, Johannes die doop. En die Heilige Gees daal op hom neer in die vorm van 'n duif. Ongelooflike prentjie wat daar. Nou gaan ons 3,5 jaar later, ons kry die dag van Pinkster. 120 gelowiges staan in die oppersaal. Hulle wag. Hulle is gereed. 'n Rukwind waai daarin. En die Heilige Gees openbaar homself as 'n vuur en tonge van vuur oor hierdie mense. Dis interessant. Nou wonder jy vir jouself, haai, dis interessant. Met Jesus was dit in die vorm van 'n duif, vredevol, mooi. Die mense in die oppersaal, die bokkamer, hulle is aanbid, dis 'n rukwind, tornado kom maar ingewaai, dis nie baie vrede, ek klomp van hulle het geskrik. Jy weet die deur opgelos, hier is nie ek kon sien, so wat gaan die aan? En oomblik is daar net 4 bo hulle, almal. En dit sê dit verdeel en dit so stomme van 4 bo op hulle koppe gaan sit. Nou wonder jy, duif by Jesus Christus, maar 4 by die mense. Dis interessant, hè? Nou wil ek jy vraag, gaan jy 'n antwoord gee? Jesus het niks sonde gehad wat nodig was om weg te brand nie. Amen. Dis 'n plesier. Hier staan hulle is kinders van God. Inteendeel, Jesus het oor hulle geblaas. Hy sê, ontvang die Heilige Gees. Die volle daarvan, die rukwind, daar's 'n vuur wat kom, hier staan en die vuur kom sit op hulle. Hoekom? Want hulle is nog in die proses van geheilig word. En as jy later in Handelinge bietjie gaan lees, ek wil jou nooi, gaan kyk bietjie na die menslike element van Handelinge. Kyk, daai disippels het mekaar gevat, hoor. Hulle sit 'n klomp mense by mekaar wat so ver ideologies, polities vir mekaar is. Daar was een, hy was 'n zealot. Hy was 'n polities baie ver regse nasionalis. Nou sit hulle hier saam met Matteus, hy werk vir SARS. Ek sê julle twee, julle gaan er. Dis om maar 4 nodig is. Dit moet 'n bietjie uitbrand, maar daar's 'n bietjie ons eie menslike goed met nog 'n bietjie krappies. En die vir Petrus, hy wil net oor afkap. Hy dink hy's in 'n Rambo movie. En as Johannes van homself skryf in die boek Johannes, ons kan 'n bietjie lag, né? Van homself dan noem hy homself die een vir wie Jesus baie lief was. Interessant. En dan skryf hy bestaan toe hy Petrus resies gehad het. Hy skryf staan in die Bybel. Sê ek het vinniger as Petrus gehad, het eers by die graf aan. Gaan lees en staan in die einde van die boek Johannes.
Daar's geen teologiese rede om dit seker in die Bybel te wees nie. Al ons weet Johannes was vinniger as Petrus. En nou sit Jesus daai twee manne bymekaar. Partykeer het ons bietjie vuur nodig. En Handelinge, ons hoor wisseling. Paulus nie. Paulus, help ons. Paulus en Barnabas, hulle is sending, gaan hulle. En Barnabas sê kom oor jy ons moet vir jong Markus saamvat. Markus is 'n oulike seun, maar hy is lief vir die Here. Sy ouma, sy godsvrou gewees. Vat hom saam. Die gaan Markus saam. Halfpad in die toe. Nou is dit nie sommer net klomp bevrienders, klim op 'n skip. Gaan. Storms, hier gaan hulle. Halfpad nou net, hier begin Markus, hy begin sy huis mis. Hy wil huis toe gaan. Net hy die liefde is, ek wil huis toe gaan. Hy is nie meer vir hom lekker nie. Dit is sy eerste sê, dit is nie vir hom lekker nie. Dit is nie, hy het 'n ander idee gehad van wat hy dink 'n sending toe gewees. Hy dink dit gaan uit wees en lekker, dit is nie so. Daar gaan hy loop. Hy gaan ek wil huis toe gaan. Waar gaan hy huis toe? So dat Paulus en Barnabas mekaar vat. Maar nie net vat nie, hulle verhouding verbrokel. Kyk hier ons 'n bietjie vuur. Maar die einde van Timoteus, gaan dan nou vir jou lees, jy kan dit self gaan lees. Skryf Paulus vir Timoteus aan die einde van sy lewe. Hy's besig, hy gaan sterf, hy weet dit. Skryf dit vir Timoteus en in daai stuk in Timoteus, skryf hy vir Timoteus en hy sê, weet jy wat? Bring vir Markus vir my. Hy gaan my tot baie hulp wees. Kyk, ons het 'n bietjie vuur nodig, wat 'n bietjie uitbrand mee. Ons sê, hier reinig my Here, brand my skoon deur die Gees. En dankie vir dit. Dankie dat hy nie net in heilige plekke bly nie, maar dankie dat hy die Heilige Gees is en die heiligheid van God na my toe bring. Want hy deur een offer vir altyd volmaak, die wat geheilig word, saam sy Gees. Hy sê, die wat hierdie hoop het, dit word hulle deel. Kolossense 3, ek lees dit vir ons. Kolossense 3 vers 1, sê die volgende, ek gaan 'n paar verse lees. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo, waar Christus is, en aan die regterhand van God sit. So ek soek nie op aarde, my oë is gefestig op hom. So ek wil doen en leef, my oë gefestig op hom. Bedink die dinge wat daarbo is, en nie op die aarde nie. Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Gesterf van myself. Kom ek sê net gewoonbonde. Want jy aangeneem word deur God, sterf vir jouself. Dis nie die begin van dit nie, dis die einde van dit. Alright. Dis nie die begin van jou, dis die einde van jou. So ek het gesterf en ek is nou verborge in hom. Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Wanneer die wêreld nog gaan sien wie hy is, dan gaan dit ons deel wees. Dan sê hy, maak dood dan julle lede wat op aarde is, naamlik, en dan noem hy dit. En dis Paulus. Nou Paulus was nog ons 'n direkteur. Ek dink baie van ons is nie baie van ons is in as sy vriend gewees het nie, want hy die Engels is he called a spade. Hy was nie die mees gevulde nou. So nou kom hy nou noem hy die goed so om die naam, sterk goed, hy sê sny nie die goed uit jou lewe uit. Hy sê naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodsdiens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeër gewandel het, toe julle daarin geleef het, maar nou, of in ander woorde, vandag, nou, moet julle ook dit alles aflê. Dan gaan hy verder, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het. Vers 10. En julle met die nuwe mens bekleed het, wat vernuwe word deurlopend. Sien, dan kan ons weer daai proses tot die kennis na die beeld van sy Skepper. Om te word soos wat hy ons wil hê, om te word soos wat hy ons ook al reeds sien. Waarin, so nou daar kom, ons gaan aan, waarin daar nie Griek en Jood en besnede en onbesnede, barbaar en slaaf, vryman is nie, maar Christus is almal, is alles en in almal. Efesiërs 1:23 sê dieselfde.
Hy sê, maar Christus, wat is sy posisie? Christus is alles en in almal. Hy skryf vir dieselfde gedeelte in Efesiërs 1:22 en 23. En dan kom sê nou 'n paar goeders. Want jy sien, baie mense sal sê, maar ons as Christene, werke is nie ons fokus nie, dit het ek ook al gepreek. Ons werke is vrye lappe, ons werke van geregtigheid is vrye lappe voor die Here. Ons kan nie 'n bydrae maak teenoor die afgehandelde werk van Jesus Christus nie. Maar kyk wat kom skryf Paulus nou in Kolossense 3. Hy sê, beklee julle dan, soos klere wat jy aantrek. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes. Heiliges en geliefdes, hoor wat sê, met innerlike ontferming. Hoor nou hierdie woorde, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Nou is dit 'n paar van die woorde wat hy hier doen. Maar as jy na hierdie woorde kyk, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid, dis nie iets wat jy doen nie, dis iets wat jy is. Dis 'n groot verskil. Hy sê, hy wat nou in alles is, en in almal, ons, wat syne is. Hy sê, jy het nou die nuwe mens aangetrek, skryf Paulus. Hy sê, jy het die ou mens afgelê, hierdie stuk, hy sê, jy het nou 'n nuwe mens aangetrek, vandag is dit jou realiteit. Hy sê, dan wat dan gebeur is, hierdie uitverkorenes, jy trek hierdie baadjie aan. Dis iets wat ek doen nie, ek gaan nie môre opstaan en sê, môre gaan ek nederig, ek gaan nederig wees. En ek het 'n pel wat sê, laas jaar was ek nederig, maar hierdie jaar is ek meer nederig. Dis die definisie van trots. Nie wat my goed ken sal weet, as ek sukkel met hoogmoedig, gaan speel ek golf. Maar Paulus kom skryf hier, hy kom sê, dis iets wat jy word. Dis iets wat jy is, dis iets wat jy doen nie. Here, ek wil nie goed wees vir mense nie, ek wil die goedertierenheid van God deur my laat vloei. Want waar is Christus? Christus is alles en in almal. In my. Hy is in my, dan is dit die resultaat. 2 Timoteus 4. Ek maak klaar. 2 Timoteus 4, kom hy, dis hierdie stuk, en ek wil jou gaan nooi, dis 'n verskriklike mooi gedeelte in die Bybel. Gaan lees vanaand die hele 2 Timoteus 4. Dis daar waar op die einde sê, oor die bring van Markus. En in 2 Timoteus 4 is Paulus, hy skryf, en hy vergewe 'n klomp mense wat hom ingedoen het, wat hom seer gemaak het in sy lewe, wat hom te nagekom het, wat hom in die steek val. So hy maak 'n bietjie vryspraak, en as 'n klomp, hy werk deur 'n klomp emosies op sy einde. Maar kyk wat sê in vers 8. Hy praat nou van eendag. Hy sê, verder is vir my weggelê die kroon van geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee. Kyk wat sê hy. En nie aan my alleen nie, maar ook almal wat sy verskyning liefgehad. Verder is vir my weggelê die kroon van geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, my die dag sal gee, en nie net aan my alleen nie, maar almal wat sy verskyning liefgehad. Jy sien, wanneer ons praat van inwording, en dat God met elkeen van ons besig is, wil ek hê, en onomwonde moet jy hierdie verstaan, jou beginposisie as gelowige is by die kruis. Jy begin by die uitgeroepe woorde van Jesus Christus, wat gesê, dit is volbring. Dis waar jy begin. Nommer 1. Nommer 2, God kyk na jou, en ek wil hier die gewig van het woord vandag, God kyk na jou, en hy sien die afgehandelde werk van Jesus Christus, reeds oor jou. Klaar. En ons weet, niemand van ons is al daar nie. Maar hy sien die volmaakte werk van Jesus Christus reeds oor ons geskryf, reeds oor ons afgehandel. En as ons geloof in hom sit, dan sê hy, die wat geheilig word. Die proses waarmee jy besig is, ontvang dit en laat toe dat die Heilige Gees hierdie proses deur jou werk. Die fokus van die gelowige is, Here, ek het net vandag, weet jy dit? Het jy gister nie?
Jy het ook nie môre nie. Jy het net vandag. Niemand van wat ons hier sit vandag is gewaarborg dat jy maandagoggend, môreoggend gaan sien. Niemand nie. Kom jy skryf en sê, maar die van ons wat hierdie hoop het, hulle reinig hulle self. Hulle gooi die goed af. Hulle gooi die goed af. Ons oë gefestig op Jesus. Die leidsman en die volleinder van ons geloof. Ons is elkeen in wording. Maar ek wil jou nooi dat jou oë op hom gerig sal hou. Dat dit jou storie en jou deel sal wees. Al jou vers. Is jy klaar? Ok, ons kan nog aan. Nee, asseblief nie René. Sê as ons oorweldig is deur die werk van Jesus Christus. Laat vir jou sê, ek wil jou uitnooi. Dat op jou wandel saam met die Here, wat ek laasweek probeer uitbeeld het. Sê ek is op pad, hier kom ek. Ek het my genooi, ek het my aangeneem as die eie. Ek is op pad. Wil ek jou nooi dat sal ons deur die genade van God, almal van ons hier môreoggend wakker wees. Dat jy môre nader sal wees aan hom as vandag. Deur die leiding en die werk van God se Gees. En deur sy genade as jy Dinsdag sien, dat jy Dinsdag nader aan hom sal wees as vandag. Dat jy dinge, die laste, pyn, dat jy dit sal losmaak en sal afgooi. Here, ek gooi dit af. Was my deur die water van die woord en deur die Gees. En dat jy Woensdag as jy wakker word, dat jy nader aan hom sal wees as Dinsdag. Die volmaakte afgehandelde werk van Jesus Christus. Dis die mooi van hierdie belofte. Is reeds oor jou geskryf. Dis jou deel. As jy enige gedeelte van hierdie proses sou sterf, net wat jy mooi, gaan jy by God wees. Gister het ons net weer gehoor, as toe Daniël gesê, en dit is so mooi verduidelik nie. Die laaste vyand om te oorwin is die dood. Maar die dood is ook die einde van die dood. As dood verby. En dan was daar geen meer versoeking op sy pad, as toe Daniël. Daar was geen meer goed wat sy aandag kon afstrek of hom kon pyn bring, niks. Waar het ook al gebeur my wandel saam. Ek wil jou nooi. Dat jy weer deur die gevleisde van God se Gees, net die afgehandelde werk van Jesus Christus, net weer opnuut sal ontvang. Want deur een offer aan die kruis, het hy vir altyd, vir alle tyd, volmaak die wat geheilig word. Dis die deel. Jy hoef geen spanning te beleef in jou wandel saam met die Here. Maar ergens, Here, ek ontvang dit, ek sien dit vir wat dit is, en ek ontvang dit. Reinig my, was my, help my. En wanneer ek het mis, het ek 2 weke terug gesê, dan hardloop ek na hom. Dankie vir sy belofte. Ek sal jou nooit uitwerk. Kom ek. Ek sê jou reinig. Mag jy in jou wandel saam met die Here elke dag, jou oë gefestig op Jesus. En mag jou hart wees. My lewe om God te eer is nie vir eendag nie. Dis vir vandag. My lewe om sy naam te verheerlik is nie vir eendag nie. Dis vir vandag. Want vandag is al wat ons het. En as vandag op die skaal van die ewigheid gesit moet word, hoe die ewigste belydenis en uitkoms van dit wees, God is geëer. Dis dit. Ek het nie 'n waarborg van môre. So wanneer dit op die skaal kom, vandag, hier is ek. Ontvang die volheid van wie hy is. Afgehandelde werk van Jesus Christus. Ek leef daarin vandag. Asof dit my eerste en my laaste dag is. Jy moet hoor wat ek nou sê. Ek leef vandag
vir die grootheid van God om hom te eer, asof dit my eerste en my laaste dag is. Wanneer jy daar is, as jou fokus reg, my oë is net op hom. Niks en op niemand anders nie. Die leidsman en die volëinde van my geloof. Want ons het net vandag. En as ons vandag doen en ontvang wat God van ons vra, dan is die belofte van eendag die kroon van regverdigheid, die kroon van geregtigheid ons deel gewees. En dan gaan ons wees soos hy, en ons gaan ook wees waar hy is. Dis ons deel. Maar mag jy vandag leef asof dit jou eerste en jou laaste dag is saam God. En dis al wat ons het in Jesus naam. Kom ons bid. Here, baie dankie dat U ons net kom weer herinner aan die woord. Dat ons werklik in die posisie is van die afgehandelde werk van Jesus Christus. Werklik, dis ons posisie. Partykeer oorweldig dit ons en is partykeer moeilik vir ons siege in ons brein om te verstaan, klassifiseer wat dit beteken. En ons partykeer so baie dinge wat ons aandag aftrek en pyn in ons lewens veroorsaak. Maar herinner ons elke dag deur U Gees. Elke dag. Vandag is die dag waar God geëer word. Vandag is die dag waar God verheerlik word. Ek bly net oorgegee aan die proses dat hy besig is om my te heilig. Hy is besig om in my te werk. Filippense 1:6 wat sê, ek is dankbaar en oortuig dat die goeie werk wat hy in ons begin het, hy sal klaarmaak. Dit wat Christus in jou begin het, sal hy klaarmaak. Die roeping oor jou lewe sal hy klaarmaak. Wat hy met jou begin het, sal hy doen. Hy gaan jou nie half los nie. Hy gaan doen wat hy gesê het hy gaan doen. En ek wil jou bemoedig met hierdie woorde. As hy na jou kyk, sien hy jou soos sy eie seun. As hy aan jou dink hy dat jy die lewe leef wat Christus leef. Want Christus het vir jou sy posisie gegee. Dis waar ons leef. So ontvang dit ook nie. In Jesus naam. En almal sê Amen. En Amen. Voor ons gaan, Marlene, baie dankie. Jou skulde werk wat jy vir ons doen. Ek kos gee vir Marlene. Ek weet, Marlene is nou nie 'n impressionist nie. Maar jy kan nie noodwendig al die details sien wat sy hier ingesit het. So ek wil nooi as jy klaar is, om op, as op na dele, moet nie aan het vat, ongelukkig nie, alles gaan af van werk weet. Maar kom kyk bietjie die prent waartoe ons uitgenodig word. Wat sy ingesit het, die ou verlede, die droë grond, maar die voete wat loop na die groen en die uitnodiging van God elke dag. So jy is welkom na dat ek kom kyk en net so bietjie by dit kom staan. So Marley, baie, dankie, mag die Here jou seën ook vir dit. En as hy het gesê, is baie terapeuties om te verf terwyl daar gepreek word. So as jy ergens 'n paletkelsameling op 'n Sondag, ek sal nie aansluit nie. Ek wil sê Marley, dis baie terapeuties. Maar ek gaan jou vra, staan saam met my en ons gaan mekaar sien. Steek jou hand uit na my, ek gaan my hand uitsteek na jou. En nou mag die liefde van ons Vader en die groot genade van sy Seun Jesus die Christus en die vrede en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met elkeen wees en bly in Jesus naam. Amen. Amen. Hoe dadelik gaan nie, kom drink 'n koppie koffie saam met ons gaste.